Goeiemiddag graad 12 leerlinge. Welkom by vandag se fisiese wetenskap les. My naam is Esther Kriel. Hierdie les word aan julle gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Bakama Research and Development. Nou vandag kyk ons weer na vraestel 1 en ons gaan kyk na die meganika deel 3. Hier werk ons met Newton se universele gravitasiewet en vallende liggame. Ek sit hierdie twee temas bymekaar omdat hulle beide dieselfde konstantes gaan gebruik. Kom ons kyk eerstens na Newton se gravitasiewet. Aan die einde van die tema moet jy die volgende kan doen. Jy moet die definisie van Newton se universele wet kan neerskryf, verwantskappe van die krag, massas en afstande kan toepas en derdens moet jy berekening kan doen waar enige van die waardes onbekend kan wees. Die wet sê, elke liggaam in die heelal trek elke ander liggaam aan met 'n krag direk eweredig aan die produk van hulle massas en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle middelpunte. Dit is 'n baie belangrike definisie of 'n wet wat jy woord vir woord vir my moet kan weergee. Maar kom ons kyk gou na ons formule wat ons hier het. Ons sê elke liggaam in die heelal trek mekaar met 'n krag aan, daar's F, dis jou eerste klou wat jy het. Die krag is direk eweredig aan die produk van die massas, nou kyk wat gedaan. As die massas bo kan die lyn is, van die deelteken, dan is hy direk eweredig aan die krag. R kwadraat is onder die lyn, wat beteken, hy gaan omgekeerd eweredig wees aan die krag, die aantrekkingskrag tussen die voorwerpe. Nou as ons dan kyk na Newton se universele gravitasiewet, dan het ons twee goed wat ons op 'n paar goed wat ons na kyk. Eerstens, jy het twee voorwerpe wat mekaar aantrek. Die krag is direk eweredig aan die produk van die massas, daar het ons hom weer, en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen die voorwerpe. Dan het ons 'n gravitasiekonstante. Hierdie konstante gaan vir jou op jou inligtingsblad gegee word. Jy hoef hom nie te memoriseer nie, die waarde is daar en die eenhede is daar. Nou, gravitasie aantrekkingskrag word gemeet in newtons. Massa 1 maal massa 2 is altyd massas gemeet in kilogram en hierdie is belangrik. Jy moet onthou dat as ons met fisika werk ons met massas gemeet in kilogram. As ons na vraestel 2 toe gaan wat chemie is, dan werk ons met massas in gramme. So moenie die mekaar raak met die twee nie. Die oomblik wat ons met fisika werk, dan werk ons met kragte, ons werk met groot goed, ons werk met swaar goed, en dan werk ons in kilogramme. Nou, R is die afstand tussen die voorwerpe se middelpunte, gemeet in meter. Jy sal ook sien dat soms op die inligtingsblad praat hulle van D, in plaas van R. R is wanneer jy twee sferiese voorwerpe het, en omdat ons met Newton se gravitasiekrag werk ons hier baie met planete, ons werk bijvoorbeeld in die aarde, en dan het ons die radius van die aarde as die afstand. En daarom werk ons hier met R en nie noodwendig altyd met D nie. Jou gravitasieveldsterkte is bekend as die krag per eenheid massa. Dit is ook die versnelling wat 'n vryvallende liggaam naby aan die aarde ondervind. So jy moet weet wat is jou gravitasieveldsterkte. As ons probleme oplos, moet ons die volgende kan doen. Jy moet behulp van Newton se wet van universele gravitasie die volgende weet. Hierdie kragte is altyd aantrekkingskragte. Ons gaan kyk nie of die lading op die voorwerp 'n lading op het nie. Ons gaan kyk nie na positief en negatief nie. Ons kyk nie na noordpool en suidpool nie. Hierdie is doodeenvoudig enige liggame, ongeag of hulle enige lading het, wat mekaar gaan aantrek. Dit is wat Newton vir ons sê. Die krag waarmee voorwerp 1 op voorwerp 2 inwerk, is gelyk aan die krag waarmee voorwerp 2 op voorwerp 1 inwerk en teenoorgestelde rigtings. Wat beteken dit? Dit beteken, as jy 'n mannetjie het, wat nou uit die lug uit gaan spring, en hy is op pad aarde toe, dan sê ons nou hier's 'n aantrekkingskrag tussen hierdie twee, né? Maar die krag wat daar is net een. Daar's net een krag, daar's nie twee kragte nie. Wat beteken, hierdie mannetjie
word na die aarde toe aangetrek met presies dieselfde krag as wat die aarde na die mannetjie toe aangetrek word. Hoekom gebeur dit dan as jy vry val, dat jy na die aarde toe val en nie die aarde na jou toe opgetrek word nie? Die antwoord is eintlik eenvoudig as jy daarna gaan kyk. Wat het die kleinste massa? Want die een wat die kleinste massa het, is die een wat die vinnigste gaan beweeg. En voordat die aarde, hierdie reuse massa aarde, in beweging kan kom, het jy klaar op die aarde geval. Want jy is 'n baie, baie kleiner voorwerp. Maar dit beteken nie dat die krag nie dieselfde is nie. Krag kan dieselfde wees, maar die uitwerking van die krag op die verskillende massas is verskillend van mekaar. As ons die volgende figuur kyk, kan ons sien dat die vektore ewig groot is, maar teenoorgestelde in rigting. Want hier sien ons nou, ons het massa 1, die groenetjie, hierso, ons het massa 2, hy het 1 afstand tussen 2. Sien julle dit? Hy het 2 massa. So wat het ons? Ons het 1 gravitasiekrag, ons het 1 afstand en ons het 2 massa. So hierdie 2, M1 en M2 ervaar presies dieselfde krag, maar die kragte is in teenoorgestelde rigting. Die tweede baie belangrike ding is om die verhouding tussen die krag en die massa en tussen die krag en die afstand te verstaan. Onthou die krag is direk verredig aan die produk van die massas. Ons kan dus aflei dat as M1 of M2 verdubbel, sal die krag ook verdubbel. Want onthou, wat beteken direk verredig? Dit is 'n baie belangrike vraag en dit is iets wat gereeld vir jou gevra word. En ek vra nooit vir jou, of ons vra nooit vir jou direk 'n vraag stel, wat beteken direk verdediging? Moet kyk gou wat beteken die woord direk verdediging. Dis nie iets wat ek vir jou 'n toets gaan vra nie, maar is iets wat ek heeltyd van jou verwag om te kan toepas. So ons sê dat as twee goed direk veredig is aan mekaar, F is direk veredig aan M1. Dit beteken as F 2 maal groter word, dan word M1 ook 2 maal groter. So wat ons hierso sê, as die een groter word, word die ander een groter met dieselfde faktor. Hoekom praat ons van faktor? Want faktore beteken, jy gaan iets maal, of jy gaan iets deel. Want deel ek my krag deur 2, dan moet ek my massa ook deur 2 gaan deel. Dit is wat direk verredig beteken. So kom ons kyk gou. As M1 of M2, en dis baie belangrik, verdubbel, dan sal F ook verdubbel, want daai of beteken net een van die twee verdubbel. As ek die M1 en 2 verdubbel, dan beteken dit hierso 2 maal 2. En dit is gelyk aan 4. Wat beteken hierdie F moet dan ook met 4 gemaal word. So dat as M1 en M2 verdubbel, dan word F 4 keer groter. As M1 of M2 halveer, dan halveer jou krag. Maar as M1 halveer en M2 halveer, dan gaan hierdie een 'n kwart kleiner word. Nou oppas, half maal half is nou 1. Half maal half is gelyk aan 'n kwart. Krag is omgekeerd evenredig aan die kwadraat van die afstand. So hier gaan ons nou sê F is omgekeerd evenredig aan 1 op R kwadraat. So ons kan sê, as D verdubbel, hierso, nou oppas, sien jy daar R kwadraat? Hierdie dingetjie daar, dis die ding wat verdubbel. So hy gaan nou word 1 op 2 kwadraat. Dan gaan jou F 4 keer groter word. Want daai kwadraat moet toegepas word op wat jy ook al hier voor aan jou R sit. As hy 3 keer groter word, dan word jou F 9 keer groter, want dan sit jy met F is gelyk, direk verredig aan 1 op R kwadraat, en daai R gaan 3 keer groter word, so dan het jy 9F is direk verredig aan 1 op 3R kwadraat, en 3 kwadraat gaan vir ons 9 gee. Word D kleiner, dan gaan F groter word, want hierdie keer sê ons, omgekeerd evenredig beteken, as die een waarde verdubbel, of groter word, dan word die ander waarde kleiner met presies dieselfde faktor.
As ons iets gaan teken wat omgekeerd evenredig aan mekaar is, dan kry ons 'n hiperbool. Dis ons grafiek gaan lyk. Direk evenredig beteken jy gaan 'n grafiek hê wat uit die oorsprong uitloop en dit gaan 'n reguit lyn grafiek wees. Ons eerste vraagie vir vandag. Wanneer die planeet Jupiter die naaste aan die aarde is dit 6,28 mal 10 to die mag 8 km weg. As Jupiter 'n massa van 1,9 mal 10 to die mag 27 kg het en die massa van die aarde is 5,98 mal 10 to die mag 24 kg, is die grootte van die gravitasiekrag. Wat is die grootte van die gravitasiekrag tussen Jupiter en die aarde? Ek gaan vir jou 5 minute gee om hierdie vraag van jouself te doen. Goed, ek het jou nou 5 minute gegee, kom ons kyk gou hoe kon jy hierdie vraag regkry. Wat is die eerste ding wat jy moet doen as jy 'n vraag soos hierdie antwoord? Jy moet jou vraag meer as een keer lees. Stap 1 is lees jou probleem. Een keer, lees hom 'n tweede keer. Stap 2, ontleed die probleem. Met ander woorde, wat vra hulle vir ons? Wat gee hulle vir ons? Wat moet jy bereken? En dan, jy moet al jou gegewe inligting neerskryf, die eenhede ontleed en kyk waarvoor gevra word. Nou, hoe doen ons dit? Ons gaan kyk byvoorbeeld kilometer. Wat word in kilometer gemeet? Massa. So dit beteken, een van my massas van 6,28 maal met 10 to die mag 8 kilometer. Jette, kyk nou wat doen ek. Daai is kilometer, so dit gaan die afstand wees. Hy is soveel kilometer weg. Dan het ek die massa, want dit is gemeet in kilogram. So massa 1 gaan wees 1,9 maal 10 to die mag 27 kilogram. En dan die massa van die aarde, dis my massa 2, is gelyk aan 5,98 maal met 10 to die mag 24 kilogram. Dan vra hulle vir jou, grootte van die gravitasiekrag. Met ander woorde, ons wil weet, wat is die waarde van F? Kom ons kyk. D is 6,28 maal 10 to die mag 8 km, is die afstand tussen die middelpunt van die aarde, die middelpunt van Jupiter in kilometer, wat ons moet omskakel na meter toe. Dit is die belangrike ding. Onthou nou, ons het gesê massa, die eerste eenheid in fisika is kilogram, maar afstand, die eerste eenheid bly meter. So ons moet hierdie 6,28 maal 10 to die mag 8 km gaan omskakel na meter toe. En dan, die is nou 6,28 maal 10 to die mag 11 kilometer. Hierdie is nou meter. Dan sien ons het hom nou omgeskakel. As ons het 6,28 maal met 10 to die mag 8, om hom van meter of van kilometer af om te skakel na meter toe, wat gaan ons doen? Gaan ons maal of gaan ons deel? Onthou, daar is meer meters in 'n kilometer, so ons gaan hierdie maal met 1000. Of ons kan hom maal met 10 to die mag 3, en dan kry ons 6,28 maal met 10 to die mag 11 meter. Dan M1 is die massa van Jupiter, hy is klaar in kilogramme, so hy is reg, M2 is in kilogramme, G is dan ons konstante, en ons wil die krag hê van bereken. Stap 3 is bereken die krag. Hoe doen ons dit? Jou eerste punt wat jy kry, is verniet, want ons gaan vir jou 'n punt gee vir die formule, wat jy net so gaan afskryf in jou inligtingsblad. Jou tweede punt gaan vir die invervanging, maar hier gaan ons nou kyk, het jy onthou om die kilometer na meter toe te verander? Daar gaan ons 'n puntjie vir jou gee, en dan gaan ons vir jou punt gee vir die boonste gedeelte, jy gaan 'n punt kry vir die antwoord, en hier is dit belangrik, jou antwoord met jou eenheid is 1 punt, en hierdie tel dan 4 punte in die eksamen. Ons weet dat die krag het op 'n voorwerp
massa m deur die aarde uitgeoefen word, gravitasiekrag of gewig genoem word. Ons kan die grootte van die gravitasiekrag bereken met die vergelyking Fg is gelyk aan mg. Want onthou nou, Fg, soms in graad 8 en 9 het ons gepraat van gewig W is gelyk aan mg. So W wat jou gewig is en Fg jou gravitasiekrag, dit is dieselfde ding. Maar ons kan ook gravitasiekrag bereken met die vergelyking wat sê Fg is Gm1 m2 op d². Die oomblik wat ons 'n massa m2 het met 'n hoofletter, dan verwys ons na die massa van die aarde. Hy word met 'n hoofletter m geskryf. Nou ons praat van 'n voorwerp op die aarde se oppervlak of daar naby, sodat m die massa van die aarde is. Nee, daar hoofletter m, dis wat ek net vir jou gesê het. As ons die versnelling as gevolg van die swaartekrag wil bereken, kan ons die vergelykings kombineer. Ons kan 'n gelyktydige vergelyking doen. Dan kan ons sê, maar Fg weet ons nou is gelyk aan Gm1 m2 d², maar Fg is ook gelyk aan mA. So daai twee Fg's is presies dieselfde waarde, dis presies dieselfde ding, dis jou gravitasiekrag. So ons kan dan sê, massa maal met jou gravitasieversnelling, en onthou nou, dis baie belangrik dat jy weet, daai is 'n konstante, né? Is gelyk aan jou gravitasiekonstante, maal met massa 1, maal met massa 2, verdeel deur d². As jy nou G alleen kry, hierdie m, daai massa wat ons daar gaan praat, is nie die massa van die aarde nie. Dis die massa van die ander voorwerp. En hierdie twee massas kanselleer mekaar dan uit. Dan kan jy sê, maar jou gravitasie, wat 9,8, onthou nou klein g, is 9,8 meter per sekonde kwadraat. Dit gaan gelyk wees aan g, wat jou gravitasiekonstante is, maal met die massa van die aarde gedeel deur d². Kom ons kyk na die volgende aktiwiteit. Bereken die gravitasieversnelling op die aarde as die radius van die aarde 6,37 mal 10⁻⁶ meter is en die massa van die aarde 8,98 mal 10⁻²4 kilogram is. Ek gaan weer vir jou 5 meter gee om gou hierdie sommetje te doen. Ek is doodseker dat jy dit baie maklik kon regkry, want onthou wat het ons net gesê, wat is stap 1? Stap 1 is lees. Nou wat ek gewoonlik doen, wat die lewe vir my makliker maak, is ek gaan highlight, ek nie idee wat highlight in Afrikaans is nie, maar ek gaan merk die waardes wat hulle vir my gee, en ek gaan kyk veral na die eenheid wat vir my gegee. Hier het ek die 6,37 mal 10⁻⁶ meter, so dit gaan my afstand d wees. Daar is die massa van die aarde, so dit is 'n hoofletter M, wat 5,98 mal 10⁻² kilogram is. Hierdie is ook nie op jou inligtingblad as 'n konstante gegee. So ek hoef nie vir jou die massa van die aarde in 'n som te gee nie, want dit is op jou inligtingblad beskikbaar. Dis die data wat ons het, ons het die afstand van die radius van die aarde, ons het die massa, ons gravitasiekonstante, en ons moet ons gravitasieversnelling gaan bereken. Dan sit ons met 6,67 mal 10⁻⁻11, maal met 6,67 mal 10⁻⁻, wacht ek hier is het foutjie, want hierdie ene, hier bo, sit ons die massa van die aarde. So dit is 5,98 maal met 10⁻², gedeel deur 6,37 maal met 10⁻⁶ kwadraat. En dit gee ons 9,83 meter per sekonde kwadraat. Hierdie is baie belangrik dat jy jou sakrekenaar gebruik wat jy aangewoond is, die een wat jy elke dag gebruik. Nou op baie van die sakrekenaars, die nuus, is daar aan die onderkant so 'n teken wat sê x of 10 tot die mag, en dan is daar 'n blokkie of 'n x. Dis die een wat ons gebruik vir ons eksperimente.
As jy die ander manier wil gebruik, moet jy seker maak dat jy weet waarom jy hakies op jou sakrekenaar in te sit. Nou gaan kyk ons na vallende liggame. Onthou dat jou gravitasie altyd afwaarts is. Gravitasie kan nie van teken verander nie, want dan verander die rigting. Jy kan op of af as positief kies. Die geheim is dat die rigting reg deur die vraag dieselfde moet bly. Gravitasie sê ons gebruik altyd die konstantes van die inligtingsblad af. Die eenheid van die finale antwoord is baie belangrik en onthou om massa altyd om te skakel na kilogramme toe. Ons volgende les wat ons gaan doen is die Doppler-effek en 'n paar sommetjies van vallende liggame. Die einde.